Goeiemôre geliefde, welkom saam met my hier waar ek weer op Jeffries is vir 'n troue net nou. Paulus waarsku verder vir Timoteus. Hy sê vir hom, moenie dink dat almal opgewonde gaan wees wanneer jy getuig nie. Moenie dink dat almal vir jou gaan hande klap nie. Die meeste mense gaan dit nie wil hoor nie. Want sien, wanneer ons die evangelie hoor, is dit lewensveranderend. En baie mense sien nie daarvoor kans nie. Baie mense wil leef soos wat hulle leef. Kom ons lees wat sê hy vir hom. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid. En hulle tot vir sinsels wend. Die vorige vertaling sê hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Hulle sien nie daarvoor kans nie. En is ook 'n les vir my en jou. Ons moet ook aanvaar dat almal nie baie eenvoudig bly gaan wees wanneer ons oor die Here praat nie. Die meeste wil dit eenvoudig nie hoor nie. Hulle sal allerlei valse godsdienste aanhang. Ons kan maar die name daarvan noem. Of hulle sal hulle lewe aan allerhande verdienstelike sake, dit kan ons ook maar noem, wend. Hard werk om mense se lewensomstandighede te verbeter. En weet jy geliefde, hoe edel sulke strewes ook al mag wees, is God nie regtig daarin nie. En dis 'n godsdienst wat nie regtig om God gaan nie. Wat is die les dan vanmôre vir my en vir jou? Wees dus maar voorberei daarop, dat mense negatief sal reageer, wanneer ek en jy vir die Here werk. Baie sal jou 'n dweper noem, die rug op jou draai, of jou selfs beledig. Maar wees jy gehoorsaam aan die opdrag van God, en dis al wat tel. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, help my om nooit ontmoedig te word deur die reaksie van mense, wanneer ek aan U gehoorsaam is en getuig nie. Laat ek slegs aan U getrou en gehoorsaam bly. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag beleef.